Goeiemôre julle, Johan van Ton is saam met julle in die Bybel in 1 jaar en vanoggend kyk ons saam na Numeri 24. Ons sien in hierdie hoofstuk iets unieks wat gebeur. Dit is asof die Here kom en sê, dit is nou genoeg Biliam, ek gaan weer, soos met die donkie, jou oë open sodat jy kan sien. En dit wat Biliam sien is so wonderlik. Biliam besef dat die Here regtig die Israeliete wil seën en geseën het. En hierdie keer gaan soek hy nie na sekere voortekens nie, maar hy draai sy gesig na die woestyn, waar die Israeliete kamp, en die Gees van God kom oor hom. En vir 'n derde keer gee Biliam 'n uitspraak oor Israel, maar hierdie keer gevul met God se Gees. Wat 'n mooi seën oor 'n volk wat sopas net onlangs ongehoorsaam was, gemurmureer het, waar God hulle 2 keer wou uitwis. Maar God bly getrou aan sy verbond. Onveranderd verklaar God net weer sy liefde en getrouheid aan Israel. Ons sien hierdie seënwens eindig in vers 9 met die volgende woorde: Geseënd is hulle wat jou seën, vervloek is hulle wat jou vervloek. En dit is hier waar Balak dit verloor en baie kwaad raak vir Biliam. Want 3 keer het hy nou vir Israel geseën, en Balak wou hulle vervloek gehad het. Dan eindig Biliam dit nogals met die woorde dat die wat Israel vervloek, self vervloek sal wees. So indirek word Balak vervloek. Ek dink op hierdie stadium verstaan Biliam ook nie regtig wat aangaan nie, want dit wat hy heel moontlik wil sê of wou sê, kry eenvoudig net nie reg nie. Ons sien net hier dat die Here enige iemand sal gebruik om sy woord te bring. Ons weet dat Biliam nie 'n regverdige man was nie, en teen hierdie tyd weet ons ook dat hy eintlik graag die rykdom wat aan hom beloof was, sou wou gehad het. En selfs met hierdie verkeerde motiewe kom die Here en spreek deur hom. Biliam is soos klei in die Here se hande. En dit is nie eintlik wat ek en jy, is dit ook nie eintlik wat ek en jy wil wees nie. Soos klei in die pottebakker se hande, dat hy ons kan vorm en op ons lippe plaas wat ons moet antwoord of sê, en dat ons nie goed sal doen en sê wat hy nie vir ons gesê het nie. Mag die Here ons motiewe rein hou vir die werk van sy koninkryk. Ons lees dan is seker een van die mooiste profesieë, nie spesifiek oor Israel nie, maar iemand wat uit hierdie volk gaan kom, wat op die einde alle sonde en onheil gaan vernietig, kompleet, finaal. Ons lees in vers 17 die volgende: Ek sien hom, maar nie nou nie. Ek aanskou hom, maar nie naby nie. 'n Ster kom tevoorskyn uit Jakob, en 'n scepter kom uit Israel op, en hy verbrysel die slape van die hoof van Moab, en werp al die oorlogsigtiges omver. Biliam verkondig die evangelie van Jesus Christus, sonder dat hy dit eintlik besef, en gaan dan verder om te profeteer hoe die verskeie volke rondom Balak, en selfs sy eie koninkryk vernietig gaan word. Biliam se woorde is eintlik meer gruisam as aan die einde van vers 17, waar ons lees dat hierdie persoon Moab se kop gaan verbrysel. Dit is nou Balak se koninkryk. Ek weet nie van julle nie, maar ek het hierdie woorde eers al van gelees. O ja, dit was in die tuin van Eden in Genesis 3 vers 15, waar daar staan: Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou geslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel, en jy sal hom aan die hakskeen byt. Biliam het gesien, dit wat God vir hom gewys het. Hy het selfs dit gespreek wat God vir hom gesê het. Maar selfs met dit wat gebeur het, het hy vasgestaan in sy sonde en in sy plan, en dit was om ryk te word, die Israeliete te vervloek. Ons weet dat hy dit nie kon regkry nie, maar hy het wel in die oor van Balak gefluister oor hoe hulle die volk kan oorwin, en ons lees daarvan in hoofstuk 31 vers 15 tot 16, waar Moses sê, en Moses sê vir hulle: Het julle die vroue laat lewe? Kyk, hulle was deur die raad van Biliam vir die kinders van Israel 'n oorsaak van troubreek teenoor die Here in die saak van Peor, sodat die plaag in die vergadering van die Here was. Daar was iemand wat die volgende gesê het oor herlewing, dat herlewing nie is wanneer ons sonde sien nie, maar wanneer ons God sien in ons lewe. Dit is juis wanneer ons Jesus Christus sien, hom erken dat sonde duidelik word in ons lewe, en dat ons daarmee kan deel. My gebed is, dat ons oë geopen sal word, dat ons hom sal sien, hom sal ken en verstaan, as ons redder, en ons die een wat oorwinning vir ons gebring het.
Jesus Christus, die Seun van God. Mooi dag vir julle.